so rondom 9 se kant, dan is dit 'n tyd vir my laat aankuier storie hierso op jou stasie. En vanaand se storie is naam is my motiewe is nie meer eerbaar nie. Nou jy kan nou vir jouself indink wat daarmee bedoel word, maar ek gaan nou vir julle die storie vertel. Soos dit kom uit die perd se bek uit. Verlede week weet ek op hom gekuier. Hy het nie toe die storie vertel nie, maar die storie het hy so 'n jaar of 2 terug vir my vertel. En dit was, sy kinders nog op skool was die dame se kinders ook op skool gewees. Nou hulle kinders was groot vriende gewees. Hulle het by mekaar gekuier. So hy het haar kinders geken en sy het sy kinders geken, maar hulle twee het mekaar nooit ontmoet nie. Hulle het geweet van mekaar se name geken, maar hulle het nooit ontmoet nie. Al het die kinders oor en weer by mekaar gekuier. En so gebeur dit ook nou dat albei van hulle soos baie het ook maar die pad gestap waar jy nou van die statistieke word, deel van die statistieke word en dan nog maar verder op jou eie moet aangaan. Ek self het daardie pad gestap, ek was vir 9 jaar alleen gewees. Nou so was hulle twee nou ook vir 'n rukkie alleen. Nou weet julle maar ook hoe werk het. Dit was in 'n dame se huis, is dat daar's ietsie wat stikkend is of ietsie wat reggemaak moet word of ietsie wat gedoen moet word. En so het haar kinders en sy kinders toe nou vir haar aangemoedig om nou vir hom te vra, 'n raad te vra oor die spesifieke saak. En so het hulle toe nou nommers uitgeruil en so het hy toe nou vir haar gebel en vir haar gesê, ons kan gaan koffie drink en dan kan ons nou gesels oor die probleem. Nou hy sê, nou daardie probleem se uitsorteer was toe op die ouend, daardie middag was so 3 ure gewees. Miskien oordryf ek 'n bietjie. So hulle het nou omtrent koffie saam gedrink en omtrent daardie probleem deeglik bespreek. En hulle het nou klaar te besluit, maar hulle sal die ding nog verder moet bespreek en dan nou weer 'n koffie ding doen en dit is nou 'n week later of so, toe doen hulle weer die koffie ding en die probleem se uitsortering en uitgesels en goed, die duur toe nou amper weer net so lank en so geword het nou toe Desember vakansie en omdat die kinders nou altyd saam vakansie gehou het, weet as hy nou met sy karavaan is baie lief vir kampeer en sy tente goed, as hy nou gaan Desember maand vakansie hou, gaan kampeer by die see, dan het die kinders almal, want hulle moes nou maats met mekaar, en die maats nooi mekaar moes nou om saam te kom hou, by die see vakansie te kom hou. En so was die twee mense se kinders nou vakansies by mekaar gewees, so gekuier. En toe nou die spesifieke vakansie, nou 2 keer ontmoet het om die probleem nou uit te sorteer en 'n oplossing te vind en hoe hulle moet maak, sê hy toe nou, maar sy moet ook nou sommer saam kom vakansie hou, terwyl hulle nou daar is, die kinders is mos nou daar, so sy kan met nou kom saamkuier, en natuurlik is hy toe nou baie gewillig om te kom saamkuier, die kinders is mos by, en is mos lekker om saam die kinders vakansie te hou, maar ja, so het hulle nou vakansie gehou, hulle was nou baie ordentlik met mekaar gewees, en mekaar, mooi behandel, en al sulke goed, nou vertel die kinders nou, hulle wat nou die ding so sit te bekyk het die een aand, nou staan die twee nou daar by die sleepwa, nou gesels hulle oor 'n ding, en die kinders is ook nog maar daar, want daar brand mos nou 'n vuurtjie, en daar gaan nou vleis gebraai word, en daar's musiek, en die kinders kuier onder mekaar, so dit is nou 'n lekker aand, jy weet, wat hulle nou by mekaar is, en so staan die twee nou daar by die sleepwaandjie, en nou die kinders hou die ding dop, en hulle sien dit, maar hier begin nou 'n ding te gebeur, en hier begin hulle twee nou rondom die trein, die sleepwaandjie te hardloop, dan jaag hy van die kant om, en dan gaan staan sy stil, en gaan staan hy so, dan kyk hulle vir mekaar, en dan jaag hy weer die kant om, dan hardloop hulle hele ronde, en soos wat hulle nou rondom die ding so begin, hulle nou soos kinders nou te giggel, en te lag vir die besigheid, en die kinders het ek kyk hierdie goed, hulle kan nie verstaan wat die aangaan nie, eintlik verstaan die toe wat besig is om te gebeur, en die twee is toe later moeg, jy weet, dit was nie meer jong mense nie, maar hulle is nog jong genoeg, definitief, laat hulle moeg, nou staan so weerskante van die sleepbaan, hulle hyg so na hulle asems, en toe hulle weer asem kry, toe sê die wat sy toe nie meer kans, die verdere gejager rondom die sleepbaan, en hy sê toe vir haar, hy moet nou maar vir haar erken, en vir haar sê, maar sy motiewe is nie meer eerbaar. Ja, ek dink jy verstaan wat dit bedoel, en so het toe nou nie verder vir mekaar weggehardloop, vir mekaar gejaag het, en het toe nou maar daar vir mekaar omhels, en inderdaad, ja, hulle motiewe was nie meer eerbaar gewees nie, en hy het dit so mooi gesê, ek weet dat dit so mooi klink ook, en ja, hoe kan sy hulle hart nie vermirwe vir so iets nie, en ja, die twee is nou al die hele paar jaar by mekaar, en baie gelukkig by mekaar, en
Ja, dis so 'n mooi storie. En hy kom uit die perd se bek uit. En dit is so 'n lekker storie vir my gewees om te luister. En dis my so lekker gewees om dit vir jou oor te vertel. So as jy aan die ouer kant is en jy's alleen, kyk nou wat kan gebeur. Jy kan so verlief word soos wat 'n kind verlief word op 'n seun op 'n meisie of 'n meisie op 'n seun hier in hulle tienerjarige. Dit is wat nog steeds kan gebeur as jy ouer word. Is dit nie wonderlik nie? En dit maak die storie vir my so ekstra mooi. Dat 'n mens nog al is jy al ouer, dat jy nog steeds daardie tipe van opgewondenheid en pret en al daai dinge kan ervaar en kan beleef. Nou ja, ek sien die prentjie in my kop. Hoe hy vir haar met treine gejaag het. En hoe sy weggehardloop het en hoe hulle vir mekaar gekoes het en al daai goed. Ek dink jy kan ook self so vir jou die prentjie skep en hoe dit sou gelyk het. Dit sou kosbaar gewees het om dit te sien. Kinders was baie tevrede daaroor gewees, baie gelukkig met die twee wat toe nou by mekaar gekom het. Dan klink vir my al die pad was die kantige probleem wat hy moes toe self oplos. Dit was toe nog maar 'n probleem wat die kinders geskep het om die twee so ver te kry dat hulle ontmoet. So die kinders was al die pad in op hierdie ding en dit maak dit eintlik nog meer wonderlik dat dit so op die oud en so 'n mooi storie geword het en dis vir my so 'n fantastiese ou. Ek geniet so sy geselskap en sin vir humor en daai pypstorie wat ek verlede week vertel het, was net mooi van hom. So ek het nou sommer 2 stories vir 2 aan in 'n ry, 2 laat aankuiers in 'n ry van hom vertel. Wat vir idee gee hoe koslik dit is in lekker geselskap as hulle om by te kom. En ek sien sommer uit daarna om weer te sien, weer lekker koppie koffie te drink, lekker eentjie met die motorfietsry saam te ry. Jy gaan kyk daar op my YouTube kanaal, daar is 'n filmpie wat ek daar opgesit het van waar ons 3, dis nou ek en Kraai en hy, waar ons nou met die motorfietsry ry.